Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou, ons lewe in 'n tyd van baie groot misleiding, ons leef in die laaste dae en ek gaan vandag vir u wys wat sê die pre-trib leraars, hoekom moet daar 'n wegraping wees? En dan praat ons natuurlik van die pre-tribulation rapture. Nou, ons weet natuurlik die wederkoms van Christus vind plaas na die groot verdrukking en by hierdie geleentheid sal die wegvoering van die kerk plaasvind, die harpazo. Maar ek gaan vir 'n paar videoklips speel, onder andere van Dr. Paul Velter, Robert Breiker, Henko Creer. Wat glo hierdie mense? Hoekom moet daar 'n pre-trib rapture plaasvind? So kom ons spring dadelik weg. Nou, in die eerste plek, wat is die doel van die wegraping? Die wegraping het 'n spesifieke doel. Maar eers moet ons gaan vra, wat is die betekenis van die woord harpazo? En kom ons gaan kyk na daardie term. The origin of the term extends from the first epistle to the Thessalonians in the Bible, which uses the Greek word harpazo, ancient Greek, meaning to snatch away or to seize. Nou, dit beteken om weg te ruk uit gevaar uit, skielik weg te ruk uit gevaar. Gaan kyk maar na die term en jy sal sien dis presies hoe ek het vir u voorhou. Nou, baie van die pre-trib leraars glo dat, die meeste van hulle glo, dat die 7 jaar periode is God se wraakoordele en daarom moet die kerk nie hier wees nie. Die kerk kan nie deur God se oordele gaan nie, maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Nou kom ons gaan kyk na daardie skets wat ek vir u gaan voorhou, wat vind plaas by die wederkoms en wanneer. Nou goed, ons weet natuurlik die 7 jaar periode of die laaste week van Daniël. Dit is die begin van smarte die eerste 3,5 jaar, dan die abomination of desolation, die groot verdrukking neem maar aanvang, en by die 6de seël sal die kosmiese tekens plaasvind, en dan sal die wraak van God plaasvind. Maar die pre-trib leraars glo daar is 'n geheime wegraping, 'n secret rapture wat gaan plaasvind voor die 7 jaar periode. Dit staan nie in die Bybel nie, dit staan nie in die skrif nie, so hierdie mense se konsep van 'n pre-trib rapture is totaal buitekant die skrif. Nou goed, kom ons gaan kyk na die wederkoms van Christus. Matteus 24:29 tot 31 sê duidelik, dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal hy kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En dit kan jy gaan lees in daai skrifgedeeltes, is baie duidelik. En by hierdie geleentheid, sê die Here, sal hy sy uitverkorenes versamel. Dit is die harpazo wat gaan plaasvind na die groot verdrukking. En wanneer gaan hierdie geleentheid plaasvind? Natuurlik voor die wraak van God, maar na die groot verdrukking. En dis baie duidelik. Nou, wanneer vind die harpazo plaas? Na die groot verdrukking, by die 6de seël, en ruk die Here sy kerk weg uit gevaar. Dit is natuurlik die wraak van God. Ons gaan nie deur hierdie oordele gaan nie. Dis baie duidelik, as jy natuurlik die 6de seël verstaan. Maar hierdie mense glo dit moet hier plaasvind, want hierdie is alles God se oordele, wat nie die geval is nie. So, wat gebeur by die harpazo? Die Here kom haal ons ontmoet hom in die lig, ons keer terug op 'n wit perd, Openbaring 19 vers 11, en dit sal natuurlik die aanvang wees van die 1000 jaar vrederyk. Nou kom ons gaan kyk na 'n paar punte, waarom pre-tribbers glo die wegraping moet plaasvind. Kom ons gaan kyk na die eerste ene. It marks the end of the church age. Die kerkera eindig nie by die pre-trib rapture nie. Dis 'n leuen, daar's geen skrif wat dit vir ons leer nie, maar dit eindig by die einde van die 7 jaar periode. Al trouwens na die verkorte groot verdrukking. Die tweede ding wat hulle noem is, it affords the Antichrist the opportunity to be revealed. Hulle glo die Antichrist gaan direk na die pre-trib rapture geopenbaar word, wat nie die geval is nie. Hy word in die middel van die 7 jaar geopenbaar. Die derde punt, it is a strong motivation for steadfastness in a time of backsliding. Die pre-trib rapture is geen motivering vir backsliders nie. Ons moet altyd gereed wees. Die liefde vir Jesus Christus moet jou motivering wees om terug te kom na hom toe. Die vierde, it is associated with the first resurrection. As jy Openbaring 20:4 tot 6 gaan lees, dan sal jy sien dat dit vind plaas na die groot verdrukking.
It is a summons to appear before the judgment seat of Christ, en ek wil sommer punt 7 byvoeg, en the marriage supper of the Lamb. Hulle glo dit vind plaas in die hemel, na die pre-trib rapture, wat nie so is nie, alles na die groot verdrukking. En dan punt 6, it is an escape from the disaster area of divine judgments. Hulle glo, dit is 7 jaar periode van wraak en oordele, daarom kan die kerk nie hier wees nie. Kom ons gaan luister wat sê Robert Breaker, hoekom hy glo dat die bruid of die kerk nie hier kan wees nie. And we who are saved, we're the bride. So Jesus is going to leave his bride here. Jesus is in heaven. He goes, oh, by the way, the Antichrist is coming, and I'm just going to pass you off to him for a little while. When he's done with you, I'll come get you. What kind of man thinks like that? And that's when the mark of the beast takes place. So we can take the beast mark, and then Jesus comes and gets us after that. There must be a pre-tribulational rapture. Ja, Robert Breaker se konsep van die groot verdrukking en die wraak en die laaste 7 jaar is totaal buite kan die skrif. Hy sê, gaan Jesus regtig sy bruid net so los in die verdrukking, dat hy voos geslaan gaan word, vermink gaan word, en dan kom hy sy bruid haal om met haar te trou. Dit is die gedagtegang wat baie van hierdie pre-trib-leraars het. Dan sê hy verder dat hulle die merk van die dier moet trotseer regtig. Hy sê, daar moet 'n wegraping wees, daar moet 'n pre-trib rapture kom. Verstaan nie dat die kerk deur al die eeue heen vervolg was en in die groot verdrukking dieselfde lyding gaan ervaar nie. Die kerk gaan vervolg word, ons gaan nie verdrukking vryspring nie, ons gaan wel die oordele van God vryspring. Kom ons gaan luister wat sê Henko Kreer, die 2 redes wat hy aanvoer, hoekom daar 'n wegraping moet wees. 2 groot redes vir die wegraping. Hoekom moet die wegraping plaasvind? Hoekom moet God 'n wegraping stuur? Eerste punt is, wat is die doel daarvan? Hoekom sou God aan die wegraping ingestel het? Eerste punt is, sodat God weer met Israel kan deel. Onthou, Israel verwerp Jesus Christus. Hulle verwerp Jesus as die Messias tot vandag toe. En dit is die rede waarom die wegraping moet plaasvind, sodat God weer sy aangesig kan draai op Israel en met hulle deel, sodat hulle tot bekering kan kom in Jesus Christus. Ja, natuurlik gaan die Here deel met die volk Israel, maar nie na 'n pre-tribulation rapture nie. Dit gaan plaasvind na die groot verdrukking, wanneer hy uit Sion sal kom, nadat die volheid van die heidene ingegaan het. Die volheid van die heidene is die martelare ook, wat tot hulle voltallig sou wees, wat sou sterf vir die naam van Jesus Christus. Daarna sal hy terugkeer en deel met die volk Israel. Nie in die begin van die 7 jaar nie, en ook nie na 'n pre-tribulation rapture nie. Hy sê daar's 2 redes, kom ons gaan kyk, sodat God weer kan deel met Israel in die laaste 7 jaar. Nou dit staan nie in die Bybel nie, daar staan wel dat die volheid van die heidene, volgens Romeine 11:25-26, sal die volheid van die heidene ingaan, daarna sal hy deel met Israel. En dit vind plaas na die groot verdrukking. Nou as dit die rede is, wat maak gelowiges dan in die groot verdrukking? As die Here sy kerk om wegvat haar pad sou, wat maak daar gelowiges in die groot verdrukking? Hoekom red die Here dan nie almal wat gered moet word, en dan alleenlik met die Jode kan deel nie, of kan God nie 2 dinge gelyk doen nie? Dit is vir my baie duidelik dat hierdie mense glo, dat elke moontlike verskoning wat hulle kan soek om 'n pre-trib rapture te kan promoveer, dit ook dan so te verkondig. Kom ons kyk na die tweede rede wat hy voorhou. Die Here wil nie hê dat sy kinders moet onder die oordeel kom wat die aarde gaan tref nie. Hier is 3 tekste wat dit wys. Ek het dit nou ook al genoem. Op 1 Tessalonisense 5:9 wat sê God het ons nie bestem tot oordeel nie. Lukas 21:34-36 wat sê julle moet die oordeele ontvlug. Julle moet hierdie verdrukkinge ontvlug. En Openbaring 3:10. Nou Henko, nie een van daai skrifgedeeltes wat jy voorgehou het, leer dat die kerk die verdrukking gaan ontvlug nie. Dit spreek van die oordele van God wat gaan kom. En dis die wraakoordele by die 6de seël en die 7de seël. Nêrens leer die skrif dat die kerk die groot verdrukking sal ontvlug nie. Maar kom ons kyk, wat is die tweede rede? Hy sê dat die gelowiges nie onder die oordele moet kom nie, dit is die wraak van God, en dis presies wel van daai 3 skrifgedeeltes praat. Ons gaan nie die vervolging
ontsnap nie, ons gaan hier wees. Nou waar leer die woord dat na 'n pre-rapture die oordeele die aarde gaan tref? Dit staan nie in die Bybel nie, dit staan wel na die groot verdrukking en by die 7de seël, 6de en 7de seëls. As die oordeele na 'n pre-rapture is, hoe gaan Israel in vrede sy tempeloffers bring vir 3,5 jaar? Die antichrist gaan sy regering instel na die abomination of desolation. Hoe kan hy onder die oordeele van God funksioneer? Want sonde gaan hoogtyd vier in die tyd van die groot verdrukking. Dis hoekom hy genoem word die mens van sonde. In daai tyd gaan die wêreld in sonde voortwoeker en dan sal die sudden destruction kom na die groot verdrukking. Verstaan hy nie dat die skrif leer dat die toorn van die lam kom na die 6de seël en by die 7de seël? Die verdrukking is nie die wraak van God nie, en so baie van hierdie pre-trib leraars het dit verkeerd. Kom ons gaan luister wat sê Paul Velter, wat is sy redes, en ons gaan na 'n paar van sy redes nou luister, hoekom hy glo, die wegraping moet vir die 7 jaar plaasvind. This covenant will last for 1 week or 7 years. As the final week begins, the law of Moses is resumed, as that is part of the covenant the Antichrist confirms. The church has been raptured, so the dispensation of grace is complete. The 7-year tribulation has begun and will be completed under the law of Moses. Nou ja, hy glo dat na die verbondsluiting, voor dit gaan die wegraping plaasvind. En ons vandag kyk na 4, ons gaan nie na die 5 een kyk nie, maar ons gaan na 4 van sy belangrike redes kyk, hoekom hy glo, die wegraping moet voor die 7 jaar plaasvind. Die eerste, to end the dispensation of grace and return to the law of Moses. Hulle glo dat hierdie tydperk wil ons nou lewe is die genade dispensasie, dan van die pre-trib rapture plaas, dan keer ons terug na die Ou Testamentiese wette, na die Torah toe. Dit is nie wat die Bybel leer nie. Die tweede rede, to preach the gospel of the kingdom again in all the world, met ander woorde die genade dispensasie eindig, dan keer ons terug na die gospel of the kingdom, wat die Bybel ook nie leer nie. Die gospel of the kingdom is maar die evangelie van Jesus Christus, dan sal die einde kom. Die derde rede, to commence the 7-year tribulation for Israel. Daar is nie 'n 7 jaar verdrukking vir Israel nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit sê in die middel van die 7 jaar, dan sal hulle vlug. Dan moet hulle na die woestyn vlug. Dan sal die benoudheid van Jakob plaasvind. Nie in die begin van die 7 jaar nie. En dan die vierde rede, to pour out the wrath of God and the Lamb. Hy glo dis ook 7 jaar lank. Die Bybel leer dit nie, dis na die groot verdrukking. Nou, the marriage of the Lamb is ook natuurlik 'n byvoeging wat hulle maak, dit vind plaas in die hemel, terwyl die 7 jaar verdrukking aan die gang is. Maar ons gaan meer konsentreer op die eerste 4 punte. Nou, die slegte nuus, Dr. Paul Velter, geen pre-trib rapture gaan plaasvind nie. Absoluut geen. En dit is baie, baie duidelik. Kom ons gaan kyk wat het hy verder te sê. Jesus makes a future proclamation about the gospel of the kingdom, stating in Matthew chapter 24 that during the 7-year tribulation it will be preached again. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24, 13 through 14. Nou goed, wat is die conclusie wat ons maak? Wat sy rede? Hy sê, in order for the gospel of the kingdom to be preached once again during the 7-year tribulation, the gospel of grace in Christ must come to a closure. Dit staan nie in die skrif nie, dis onskriftuurlik, dis alles redes om 'n pre-trib rapture te promoveer. Hy sê, the preaching of the gospel of grace will come to an end at the rapture, and then the gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto the nations, and then the end will come. Dis totaal buite skrif. Ons gaan nie wees totdat hierdie evangelie verkondig word tot by die wederkoms van Jesus Christus. En dis baie, baie duidelik. Nou goed, die woord van die Here is duidelik dat hierdie evangelie aan die hele wêreld verkondig sal word
dan sal die einde kom. Maar hierdie mense is lief om twee evangelies te promoveer, die evangelie van die koninkryk en die evangelie van genade, soos gegee deur Paulus sê. Dit is dieselfde evangelie, ek het al 'n onderwerp daaroor gedoen, en hierdie mense wil sê dat eintlik in die laaste 7 jaar sal die evangelie van die koninkryk verkondig word. Wat is die doel daarvan, as Jesus Christus nie te sprake is nie? In Matteus 24:14 het Jesus duidelik gepraat van die evangelie van redding tot al die nasies, met ander woorde die evangelie van die kruis en genade deur sy gestorte bloed. Daar is nie 'n ander evangelie waardeur ons gered kan word nie. En dit is absoluut 'n dwaalleraar om te glo dat die genade dispensasie eindig by 'n sogenaamde pre-tribulation rapture. Kom ons gaan kyk wat het hy verder te sê oor die redes hoekom daar 'n wegraping moet plaasvind. Reason number 3, to commence the 7-year tribulation for Israel. Now here's another question. Is the 7-year tribulation a period that pertains to or includes the church? Notice that the rapture is always juxtaposition to the tribulation. The pre-trib, mid-trib, post-trib, pre-wrath, all imply the timing of the rapture in relation to the 7-year tribulation. If we can determine the purpose of the tribulation, that will help us determine its relationship to the rapture. Ja, Dr. Paul Velter, hy sê die 7 jaar of die laaste week van Daniël is vir die pre-trib leraars is dit altyd maar die groot verdrukking en of die 7 jaar oordeele van God. Nou, hy glo dat die kerk nie hier kan wees en daarom is dit bepalend wanneer die wegraping gaan plaasvind en dit moet voor die 7 jaar wees. So hierdie mense verwar altyd die groot verdrukking met God se wraakoordeele en dis die groot probleem wat ons pre-trib broeders het. Daardie was baie pragtige gelowiges onder hulle wat hierdie goed glo, maar dis absoluut nie die waarheid nie. Goed, daarom sê hy kan die kerk nie hier wees nie en is die 7 jaar alleenlik bestem vir die volk van Israel. Nou die vraag weer eens, hoekom sal daar gelowiges teenwoordig wees in die tyd van die groot verdrukking? Wat van die sogenaamde left behind? Daar's mense wat glo as 'n left behind, hulle wat nie gereed was nie, gaan agterbly en hulle gaan met hulle lewens betaal. Nou hoekom sal hulle hier wees as God se oordeele gaan plaasvind? Die groot verdrukking is 'n tyd van vervolging en nie die wraak van God nie. Dit vind plaas na die 6de seël, na die groot verdrukking. En dis baie duidelik. Kom ons gaan luister ten laastens die 4de rede. En dit is miskien een van die groot redes hoekom hulle glo die kerk voor die 7 jaar weggeneem moet word. Reason number 4, to pour out the wrath of God and the Lamb. Let's look at some passages pertaining to God's wrath. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. Isaiah 13:9 and 13. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wastedness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Zephaniah 1:15. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Romans 1:18. But there is no wrath coming upon the church, the body of Christ, as the following verses promise. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Romans 5:9. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. 1 Thessalonians 1:10.
Nou, dis baie duidelik dat Dr. Paul Velter die skrifte wat hy voorhou, gee asof dit die 7 jaar groot verdrukking. Nou, net soos alle pre-trippers verwys hulle na die skrifte buite konteks om te sê dat ons nie deur die groot verdrukking sal gaan nie. Nou, dit is absoluut onkundigheid. Ek dink dis dwaasheid om die skrif buite konteks te gebruik. Nou, skrifte soos Jesaja 13 vers 9 en vers 13 ook Sefanja 1:15 en ook 1 Tessalonisense 1 vers 10. Hierdie skrifgedeelte spreek alles van die wraak van God. En dis baie duidelik. Dit spreek van die wraakoordele wat gaan kom na die groot verdrukking. Al hierdie skrifgedeeltes wat ek nou vir voorhou, spreek van die wraak van God. En dit is absoluut nie die verdrukking of vervolging nie. En dis wat hy so graag wil voorhou, een van die groot redes, die 4de rede, hoekom die kerk nie hier gaan wees nie. Nou dit is absoluut onkundigheid en hierdie mense behoort van baie beter te weet. Hulle moet gaan kyk na die Griekse betekenis van verdrukking, dis telipsis, wat beteken vervolging uit die hand van mense. Die wraak is uit die hand van God. Dit is wat die wraak beteken, is 'n ander Griekse woord. Ek het al so 'n video gedoen, gaan kyk gerus daarna, en dit is nie wat hierdie man voorhou. En dan glo baie gelowiges, hulle glo nee, daar moet 'n pre-trib rapture wees, want hierdie goed gaan kom na die pre-trib rapture. Dit gaan nie gebeur nie. Goed, ek gaan afsluit. Daar's geen skrif wat 'n pre-trib rapture promoveer nie. Die wraak van God is nie die groot verdrukking van Matteus 24:21 nie. Die tyd van Matteus 24:21 is 'n tyd van vervolging, verdrukking vir gelowiges en selfs die Jode. Maar dit is nie die wraak van God nie. Die 7 jaar is nie God se wraak nie. Die laaste gedeelte na Openbaring 6 vers 12 tot 17, Matteus 24:29 tot 31, spreek van die wraak van God wat gaan plaasvind na die groot verdrukking. En dit is baie duidelik. Die woord van die Here leer nêrens dat ons vir 7 jaar deur die wraak sal gaan nie. Nou, die wederkoms vind plaas na die groot verdrukking en voor die wraak van God. En dis wat die skrif leer. En my raad is aan gelowiges in die eindtyd, berei jouself voor vir moeilike tye wat kom, berei jouself voor vir verdrukking en vervolging, berei jouself voor dat jy die antichrist gaan moet teëstaan en die merk van die dier. Jesus gaan nie kom voor die 7 jaar nie. En ons sal weer gesels, wanneer dit nie plaasvind nie. Maar dis baie duidelik dat die leuen van die pre-trib rapture is 'n geweldige misleiding. Dis geweldig, dit is onsaglik groot, hierdie misleiding. En baie gelowiges gaan onder dit ly. Mag die Here u seën, mag hy ons oë oopmaak, dat ons sal verstaan, wat is die verskil tussen die tussen die verdrukking en die wraak van God. Dan sal ons 'n beter begrip hê, wanneer die harpatsou gaan plaasvind, die wederkoms en die wegvoering van die kerk. Nou tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën, totsiens.